Goeiedag en welkom weer by 'n kuier in die woord van die Here. Ek hoop jy het 'n wonderlike, fantastiese dag en dat jy meer as 'n oorwinnaar leef en nie toelaat dat die sorge van die lewe en die ou vyand sy kloue in u inslaan nie en die vreugde steel nie. Ek wil vanmôre 'n baie bekende gedeelte, die greep is op die skerm, Jeremia 29 vers 11, want ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou hierdie vers word baie keer aangehaal en word gebruik om wanneer mense in omstandighede is wat miskien hopeloos lyk of wat hulle smag na uitkoms of na iets beters. En in konteks gesien is hierdie gedeelte toe Israel in ballingskap na Babel toe gestuur was as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Nou hoe ek en u vanmôre op hierdie punt gekom het waar ons nou in ons lewe staan, is nie noodwendig belangrik nie. Dat ons daaruit sou geleer het as dit negatief was, as dit goed was dat ons versigtig daarmee sal omgaan sodat ons nie meegevoer word daarmee nie, maar ons is vanoggend miskien op 'n punt waar ons sê, Here, nou wat nou? Ek is nie in goeie omstandighede nie. Ek voel uitgewerp. Ek voel ek is in ballingskap. En dan is dit belangrik om te onthou dat hierdie vers sê nie 'n probleemvrye toekoms nie. Hy sê 'n hoopvolle toekoms. Met ander woorde, daar's altyd hoop. As ek en u 'n pad met God stap, is daar altyd hoop vir ons op 'n uitkoms, op 'n nie probleemvrye nie, maar op 'n hoopvolle toekoms, op 'n hoopvolle uitkoms. En ons kan baat daarbey. Maar dan wil ek hê ons moet gaan kyk na vers 12 en 13 en die eerste gedeelte van vers 14 wat sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Jy weet, ons is so geneig om ons lewe vol te maak met skietgebedjies en noodgebede en ag Here, help my asseblief, ek het nou so by sulke geleentheidsgebede. Wanneer ons in nood verkeer, wanneer ons moedeloos voel, wanneer ons voel ons hoop vir 'n goeie uitkoms, dan wil ons gou vinnig die Here aanroep, so halwe 'n takeaway gebed, waar ek net gou vinnig deur hy my bestelling plaas en okay Here, ek sal iets doen, ek sal goed doen vir iemand as teenprestasie miskien. Of ek sal meer gereeld iets begin doen, betrokke raak, as teenprestasie, as hy tog net my gebed sal voer. En baie keer is hierdie goeie voornemens, hierdie beloftes word nie onthou nie, en Prediker sê vir ons baie belangrik, ons moet nie gou wees om 'n woord voor God uit te bring nie. Ons moet nie beloftes maak wat ons nie kan nakom nie. Ons moet baie versigtig wees, nie toelaat dat nood en hartseer en angs en al hierdie bekommernisse van die lewe ons maak om beloftes te maak wat ons nie op die langtermyn kan volhou nie. Dan sal julle my roep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. God luister. Dis nie asof ons gebede voel partykeer dat asof God nie hoor nie, dat net hier teen die plafon vas is. Maar God luister. Hy kyk na die gesindheid van ons hart. Nie die mooiheid en die omvang van ons woorde nie. En die inhoud van ons gebed nie, maar hy kyk na die opregtheid. Hy weet wat ons behoeftes is, maar hy wil hê ons moet na hom toe kom. Ons moet hom erkenning gee en sê, Hemelse Vader, ek het hierdie behoefte. Ek het dit nodig in my lewe. En dan sê vers 13 vir ons, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hart. Is ons nie baie keer geneig om so verdeeld te wees? Ons hart is so verdeeld tussen materialisme en die eie ek en dan ons geestelike lewe aan die ander kant, dat daar verdeeldheid is, dat ons nie voluit met ons hele hart, dat ons soos die ryk jong man nie bereid is om sekere dinge een kant toe te sit, klaar te maak met sekere dinge nie, sekere gewoontes, gebruike wat ons glo ons nodig het om ons in ons comfort zone te hou en te help, wat ons glo ons beskerm.
En ons moet met ons hele hart, met ander woorde, daar moet geen hoekies of gaatjies wees waar daar nog iets gekoester word nie. Ek moet openlik voor God kom praat, want God skinder nie. Ek moet openlik met God kom praat en sê, Here, hier is my hele hart voor U. Ek kom van harte na U toe vanmôre en ek sê, Here, ek het iets nodig vir my pad vorentoe. Ek is moedeloos, ek sukkel. Ek sukkel miskien met woede. Ek sukkel miskien vanmôre met sommer net onvergewensgesindheid, of dalk voel ek net ek is verwerp. Ek word nie aanvaar nie. Ek het dalk 'n swak selfbeeld. Here, daar's môre 'n hopeloosheid dalk in my, as gevolg van gevoelens of emosies of omstandighede. Nou weet ons kan gaan na God toe, en as ons op regtheid gaan, met waaragtige harte, ons hele hart voor God oop lê en sê, Here, hier is ek. God weet van elke iets, elke ding in ons lewe, maar hy wil hê ons moet dit aan hom bekend maak. Ons moet dit, dis belangrik dat ek en u sal onthou dat ons moet iets erken, want wanneer ek iets erken, dan is dit nie maar net in my gedagtes nie. Dan is dit 'n wesenlike ding wat ek op die tafel sit en sê, ek erken 'n swakheid of 'n probleem of iets wat my dalk verlei of mislei. En dan in vers 14, die eerste gedeelte sê God, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander en julle versamel. Ek sal my deur julle laat vind. So God wil gevind wees. Maar hy wil hê ons moet hom kom soek. Hy wil hê ons moet hom aanroep, ons moet met hom praat, sodat hy vir ons 'n hoopvolle uitkoms, 'n hoopvolle toekoms kan gee. As u in hierdie dag miskien hopeloos voel, mag jy die woord vir u bemoedig, maar soek en roep God aan. Matteus 6 vers 33 sê, soek allereerst die koninkryk van God. Jy is môre miskien in 'n Babel, waar jy vasgevang sit, in 'n verhouding, in omstandighede, waar jy seer kry, of seer gekry het. Dis nie die einde nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar, jy is goed genoeg. Want God se woord sê so. Want God het jou na sy beeldnis geskep. En dis belangrik. En ons moet miskien nie ons blind staar teen die uiterlike nie, maar ons moet kyk en werk aan ons innerlike mens, om dit reg te kry, om ons geesmens reg te kry, nie ons vleesmens laat seëvier nie, want om ons vleesmens in stand te hou, is baie keer tydrowend en ook duur. Maar om ons geesmens te doen, vra net die opoffering om stil te raak en na God toe te gaan, en om met ons hele hart te soek. Mag u seëninge van God ontvang, soos wat God dit sal beskik. Mag u 'n hoopvolle toekoms, 'n hoopvolle uitkoms hê, op grond van dit wat in hierdie oomblik besig is om in die lewe te gebeur. En hou moed, want God is in beheer. Al lyk dit nie so nie, al voel dit nie so nie. God sal nooit jou hand los as jy syne vashou nie. Mag u geseënde week en dag hê, en mag u die vrede en die vreugde van God ervaar.